Hi julle, Heidi van Stencil Works Emporium. Hierdie week se projek is, omdat dit Vrydag, Valentynsdag is, het ek gedink, kom ons doen 'n bietjie hard vir 'n verandering. So ek het hierdie gewone pynhout harte. So ja, en hierdie is die 'n voorbeeld wat ek al gemaak het. Ons gaan nou net meer in rooie werk hierdie week. So ek hoop julle geniet hom en dan wys ek julle een van ons nuwe border stencils ook wat perfek gaan werk hierby. Nou ja, kom ons begin. Ek het reeds, soos julle kan sien, die boonste gedeelte het ek reeds met my mahogany sealer of steen geseal. So ek het dit reeds gedoen en dan net om die video nie so lank te maak nie, het ek reeds iShack se furniture wax gebruik in kleur wat ek bo-oor gewax het, so laat hy so 'n bietjie kan keur voor ek op hom stencil. Ek het in my vorige video dit ook vir julle gesê, as jy stencil, is dit lekker om net eers, of dit werk ook net laat as jy 'n flop sou maak, sou jou stencil bloei en dit jy kry nie kan ek sê 'n crisp print nie, dan is dit beter om eers te seal, of dit nou met wax of 'n gewone sealer is, laat dit goed droog word en dan bo-op. Sou jy dan 'n probleem kry, kan jy dit net met 'n baby wipe afvee en jy kan dit oordoen sonder om te gaan skuur, want as jy dit op die rou hou doen, die verf trek dadelik in. So ek hoop dit gee vir julle 'n idee. Nou goed. Ons gaan nou begin die onderste twee, net soos wat ek met hierdie een gedoen het, gaan hy nou net bietjie verander. Ons moet 'n onderkleur hê, want ek gaan 'n crack metode doen. So, omdat hierdie nou lig en donker is, werk dit, maar ek is bietjie bang dat die rooi, die bruin nie gaan deurkom nie. So, ons gaan sy onderlaag wit maak. So, om dit nou te doen, gaan ek nou eers my painter's tape vat. En dan plak ek hom net mooi vas. En dan gaan ek dit met wit doen, want ek wil hê die wit krake moet deurkom. Goed, hierdie is 'n lieflike spierwit van iShack, wat ek nogal lief is om te gebruik. So ek gaan nou, julle sal ook sien, is 'n lekker dik verf. So al wat ek nou gaan doen is, ek gaan nou net vir hom 'n plat laag gee. As jy sien jou verf voel bietjie dik, spuit jou kwas met water, of jy kan sommer op die hout ook spuit. Dit verdun jou verf daarom 'n bietjie, dat dit nie so dik is nie. Julle, hy is nou heeltemal droog. Ek het 2 lae opgesit, laat hy hom net ordentlik 'n ordentlike cover gee. Nou goed, nou wil ek die kraak effek doen. Nou ja, is verskillende maniere hoe jy dit kan kry, maar ek gebruik Atlas se Quick Crack. Dit is 'n crackle medium. Dit is 'n gel tipe noem het 'n medium wat jy gebruik. Dan druk ek nou net my kwas en dit is redelik dikkerig. Nou met hierdie crackle, hoe dikker jy dit aansmeer, hoe groter is jou krake, en daar waar jy dit dun aansmeer, kry jy dan meer haarlyn krake. Dit is 'n deurskynende medium. Enigste rede hoekom julle nou blou sien is my kwas is dalk nie heeltemal skoon nie. So daar is nog 'n bietjie van die vorige verf se kleursel op. Maar omdat ek dit gaan toeverf met rooi, gee ek nie regtig om daarvoor nie. So dan al wat jy doen is by plekke sorg dat jy hom lekker dik aansit
En dan met hierdie moet jy hom goed kans gee om heeltemal droog te word. Dit kan afhangend waar jy bly, kan dit enigiets van 'n uur af wees tot 3-4 ure. Afhangend natuurlik hoe dik jy dit aansmeer en hoeveel vog daar dalk in die lug is. Maar ja, dan sorg jy net dat hy oralster van die crack medium het. Ek smeer hom lekker dik op plekke. En ja, dan sit nou net weer wag dat hy heeltemal droog is. En dan sal ons aangaan met die bo-laag. Goed julle, hy is nou heeltemal droog. Jy kan as 'n mens mooi kyk, sal jy sien hy is nou heeltemal droog. So wat ek nou gaan doen, nou gaan ek net my boonste kout opsit. En ek gebruik hierdie Napa Red van Americana. En dan al wat jy nou gaan doen is jy verf die boonste laag op. So terwyl hy nou droog word, gaan ek dan nou net hierdie eers aftrek en dan gaan ons die stenselwerk doen. Nou hierdie is een van ons nuwe stensels wat basies 'n border stensel is. En ja, dan gaan ek hom nou net bietjie plak net om vir hom 'n bietjie stewigheid te gee. Hy is nou droog. Julle kan sien hy het fyn krakies gemaak. Ek is nie heeltemal tevrede met hoe hy uitgekom het nie. So wat ek nou gaan doen is ek gaan met my gewone sander net bo-oor gaan. So ja, kyk daar's hy. Ek hou meer daarvan, ek hou meer van die idee dat hy lyk asof hy die verf afgeskulfer het, wat die mens daarom nou hiermee kan doen. En ja, dan al wat ek nou, sal ons hom net mooi skoon maak. En wat ek dan gaan doen, is ek gaan net 'n bietjie van die chocolate, die bruin vat. Ook op een van my kwassies, jy doen hom ook baie soos wat jy 'n dry brush sal doen, wat ek dan nou net gaan vat. Hierdie kan jy nou met swart ook doen as jy wil, ek hou net van die bruin. Goed, nou laastens, al wat jy doen is jy wax hom met die furniture wax. So ek smeer nou net, dit gaan nou dien as sy sealer. In plaas wat jy 'n liquid sealer aansit, doen jy dit dan so. En ja, dan gaan ek hom net so kans gee om te cure en dan sit maar net van hom buff. Maar ja, daar staan nou 'n rustic hart wat dan gedoen is vir Valentynsdag. Ek hoop julle het dit geniet en onthou die stencils is verkrygbaar by Stencil Works Emporium. Hierdie is BR10 wat ons nuwe stencils is. Goed, julle hoop julle het dit geniet en sien volgende week. Lekker week. Bye bye.